Shalom, shalom, almal baie welkom by Yahweh Eltekan Bediening. Ons het gekom waar ons vandag gaan besef wie is ons salwing en wie is ons lig. Wie gaan voor ons uit en wie is met ons as ons 'n army voor ons het en ons weet nie wat ek kan doen en dan stap Yeshua saam met ons as die lig op ons pad om ons agterhoede te kan beskerm. Nou, waar ons die fees van toewyding kry, gaan ek so lank vir julle sê voor ek bid, is in Johannes 10 vers 22. Julle kan dit net eers neerskryf. So julle hoef nie te skarrel nie, julle kan dit net eers neerskryf. 10 vers 22. Maar ek sit net so, dan bid ek vir ons. Dankie Abba Vader dat ons kan kom in die naam van u seun Yeshua Messia. Dankie Vader, wanneer hy deur oopgaan, is hy die lig van die wêreld wat op ons skyn, Vader. Vader, dat hy ons tempel sal bewoon, dat hy in hierdie tyd van toewyding met ons bemoediging sal maak, waar ons sy salwing en die vetterigheid van die olyfboom kan voel in ons binneste, Vader. Dat ons beker van olie sal oorloop, Vader, maar ook van wysheid en kennis en helderheid van verstand. Dankie Vader vir u liefde wat geolie is, wat ons toevou, wat ons deurdra in tye wat ons nie weet wat ek kan doen nie. Dan is ons nooit alleen nie. Dankie Vader vir die voetspore van Yeshua wat saam met ons stap. Heilige Gees wat ons toevou met sy groot liefde wat net van Abba Vader afkom, wat alle verstand te bowe gaan. Dankie Vader vir u groot liefde en u almag en alomteenwoordigheid. Dankie Vader dat u by ons is, Vader. Dankie Vader dat u engele nou hierso staan met 'n dubbele laar van engele om ons en bo oor ons. En so pleit ons ook die bloed van Jesus Christus oor ons, soos wanneer ons hierdie fees ingaan, dat ons weet ons is toegewy aan u Abba Vader. Amen. Goed, ek gaan vir ons uit Johannes uit lees. Maar ek gaan vir julle uitdeel, maar ek gaan julle presentjies ook uitdeel, want daar binne is skryfgoed wat almal van julle lyk my vanoggend kort. Ek sien julle scratch so rond. Diana, ek gaan jou vra om my te kom help. Ek gaan vir jou, ek gaan vir jou, ek gaan vir jou aangee. Ek gaan vir jou aangee. Dan gee jy vir hulle elkeen 'n drukkie. Dankie vir die jaar wat julle saam met ons gestap het, nê. Al was ons jaar al September maand, moet ons sê dankie vir die salwing van Hanukkah wat in Desember kom, want weet julle wat beteken Hanukkah? Beteken jou opbrengs gaan geseënd wees, daar gaan reën kom vir die boere en soos dit is hoe die salwing werk vir 8 dae lank moet jy bid dat die salwing kan val van reën, dat die boere 'n vrug op hulle land het. Dis hoekom baie boere in droogte gaan, hulle vier Kersfees en nie Hanukkah nie. Dis hoekom die julle bakskottel leeg is en julle beursies leeg is, nê, want julle ontvang nie die olie wat julle moet ontvang nie, want julle bid nie hierdie 8 dae deur nie. So hierdie 8 dae, julle het nog tyd. Ek dink uit Maandag beginne. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, weer Maandag. So volgende week Maandag eindig dit eers, nê? So julle sal sien ek het vir julle 'n kersblaker en 'n kers binnekant ingesit ook, sodat jy hom elke dag kan aansteek. OK, elke dag vir 8 dae lank vra jy Vader, laat my opbrengs geseënd is. Want daar genoeg olie inkom in my huis in, dat ek kan brood bak. So dit is wat die fees van toewyding beteken. So dit kom uit die apokriewe boeke uit die Makabees uit, kom dit uit. Dis hoekom julle nooit geweet het waar kom dit vandaan nie, maar
Prys Vader, hulle het dit ingesit in Johannes 10 vers 22 wat ek vir julle gaan lees. Michael doen dit nou gesels langs die pad. Ja, jy moet nou net ekstra gee en jy die ander wat vir Manini hulle moet julle vir Johanna gee. Johanna sal die wat nie hier is nie se geskenkies vat. So ons kan sê haleluja nê op hierdie noot dat Vader wel vir ons seën en salwing bring en daarom dan steek ons die ligte aan. Ek die boot klim. Ek wil nou nie al die ligte aansteek nie, maar gaan dit vir 'n oomblik almal aansteek en dan kyk jy hoe verlig Vader jou lewe. So die kers is om jou lewe te verlig. Ek kort eintlik 'n ander kersie want ek moet 'n kers aansteek. Ja, tuis. Hoe werk Anuka? Jy vat 'n ander kers en steek jou candle aan. Jy vat 'n ander kers en jy steek jou kersblaker aan wat ek jou gegee het. Ja. Ek wil hê ons moet nie eers dadelik vir 10 julle wat nie meer permanent kom nie as gevolg van siekte. Kom ons kyk net eers hoeveel is daar wat ons kort dat ons seker is almal wat by Yahweh altyd kan hier heidaglik is kry 'n geskenkie. Stem julle saam met my? OK. Ons wil niemand oorslaan nie, maar kom ons maak seker Michael het jy en Diana gekry? Absoluut. Of vier julle nie die fees van Hanukkah nie? Ja, asseblief. Sien julle hoe steke kom aan? Ek het hierdie jaar bietjie pink en groen ingebring. Die groen wat die nuwe lewe gee, deur die pink wat genesing gegee het. Want julle het hierdie jaar met die bediening baie genesing ontvang. So die pink verteenwoordig die genesing en die groen wat nuwe lewe gegee het en waar julle deurgehardloop het van vervulling van Heilige Gees tot Heilige Gees oorlopends toe. So kom ek om vir julle so verduidelik. So jy kan hom op verskillende maniere doen, maar andersins sit hulle 'n wit kers in die middel in. OK. So julle kan bietjie kyk na die kerse. Ek het die rooi ingebring om te sê die bloed van Yeshua en dat die vyeboom weer sal bot die groen. So julle opbrengste sal weer bot deur die krag van dit wat vir ons aan die kruis gebeur het. So die vyeboom sal weer bot. So ons werk baie profeties vandag. So ek gaan nie die klein lampies aansteek nie. Hulle drup dwars deur. Hulle is vir mooiheid om te sê ja, ons wil en sal Vader se wil volg. OK. Is 100%. So die boodskap is dat jou vyeboom weer sal vrug dra en dat hy sal beginne bot en lewe kry. Dis die tema hier vandag. Ek skuif hierdie ding so terug, dan sal ek hier agter teen aan sit hoor. Goed, ek lees vir julle uit my ou Bybel uit en dan gaan ek julle die genesing daarvan lees en dan gaan ek uit hierdie Bybel ook vir julle lees.
Johannes 10 vers 22. Op die fees van die tempeltoewyding verklaar Jesus op 'n vraag van die Jode dat hy die Messias, die seun van God is. Hy wil hom stenig. Hulle wil hom stenig. Hy gaan oor die Jordaan. En dit was die fees van die tempeltoewyding in Jerusalem en dit was winter. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargange van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê: "Hoe lank hou u ons in die onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit." Ek dink eintlik hulle moet sê prontuit, sê dit vir ons reguit. Jesus antwoord hulle: "Ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het nie. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Hier gee hy 'n belofte, letterlike belofte as jy in hom glo en sy feeste doen. Ek en die Vader is een en die Jode het toe weer klippe opgetel om te stenig. Daar kan julle gaan verder opkyk na Romeine 10 vers 9 en 13. Ek lees vir julle wat ek 12 jaar terug hier geskryf het. As jy geheel en al toegewy is aan God en dit jou hartsbegeerte is om hom te plesier, vir hom te lewe en vir hom te eet, te leef, dan is hy gereed om jou te ondersteun. As jy moeg is vir die dieet van die wêreld, kom terug op die pad wat Vader vir jou sal gee, 'n ewige pad om op te kan loop. Regeer sodat jou siel verkoop kan word deur die olie wat oor jou uitgegiet word en dat dit nie sal mors nie, dat jy meer as oorwinnaar is wanneer jy eet van die boom van die lewe en dit is Yeshua. Moenie uit sy hand uitgaan nie. Sy belofte is Vader sal jou nooit uit sy hand uitruk nie. So Vader het ons hom nooit uit sy hand uitgeruk nie. So om met ander woorde, die fees van toewyding is daar waar Vader vir jou 'n belofte maak, want in daai tyd is die tempel geonreinig. Kom ek lees vir julle 'n stuk uit die verklarende studie Bybel. Ek gaan net letterlik vir julle die verklaring lees. Die fees van toewyding. Hierdie fees het 8 dae geduur. Antonius het die tempel in Jerusalem in die jaar 167 voor Christus ontheilig en sodoende die profesie wat in Daniël 11:31 vervul is. Daarna het die Makabeërs weer die tempel herstel en gereinig. Die fees van toewyding is ingestel om hierdie gebeurtenis te herdenk. Dit staan ook vandag bekend as die fees van ligte of Hanukkah. So dit beteken herstel, sien julle hoekom het ek die groen ingebring? Want dit beteken letterlik dit wat verbrokkel het, dit wat geonheilig het, word weer gereinig. En dis 'n groot belofte om vir jou kinders 'n Hanukkah geskenk te gee om te sê, Vader, ek het byvoorbeeld vir jou 3 koop Bybel gegee, vra vir my, hy's so opgewonde oor daai Bybel. Hy sê want dis 'n Bybel wat ek vir hom gegee het wat hy as kind kan verstaan vir die eerste keer en dis belangrik om vir mense so iets te gee. Die olie is baie diep gemeng met baie mirre in, geweldig baie mirre in wat ek vir julle gegee het. Maar hy het ook sekere gedeeltes van die bome en plante wat lewe gee is ook in hom ingemeng. So Diana moet daai dingetjie vir julle tik. Ek het nie hierdie week kans gekry om vir Diana dit uit te lê nie, maar ek het alles bymekaar gesit. Daai olie het ook 'n inhoud dra olie in. Wat beteken hy sal jou deurdra. So hy sal jou deurdra.
Wanneer ek jou dra, dis hoekom Mike moes vir my draolie gaan soek het. Nou, coconut is een van jou grootste draolies. OK. So dit is baie interessant. Ek dink as ons hom uitlê, gaan dit 'n baie interessante boodskap wees wat uit die olie gaan kom. So as julle my hierdie week kans gee, dan gaan ek hom vir julle doen. Dan gaan Mike hom mooi maak en dan gaan hy hom op die groep vir julle sit. Want dis nie iets wat ek haastig kan doen nie. Maar ek het hom gevat en ons het gemeng en gemeng tot ek tevrede was wat Vader vir my wou gesê het. So dit is waar al die tekens vandag vandaan kom wat hier brand. Wees dat dit ook in jou lewe 'n brandende genesende herlewingstyd sal wees hierdie. Goed, die fees van toewyding, fees van ligte, Hanukkah. Hier gaan ek hom verduidelik. Hy's lekker groot gestik. Die fees van dedication of Hanukkah is 'n Joodse vakansie, ook bekend as die fees van ligte. So vakansie beteken rus 'n bietjie in hierdie 8 dae. Hanukkah word gevier tydens die Hebreëse maand Kislev, November of Desember, wat op die dag die 25ste van Kislev begin het en vir 8 dae voortgeduur het. So hy begin, hierdie jaar het hy net op 'n ander datum begin. Hy het geval op die 11de, is ek reg? Ek dink so. 13de. As jy na daai Hanukkah beeld kyk, dan sal jy verstaan hoekom met my ander kersies verskillende kleure in, want Vader kleur ons lewe so in dat dit 'n groot opbrengs gaan wees. Ek spreek letterlik lewe daaroor. Dat van vandag af jou lewe nooit weer dieselfde gaan wees nie. Ja. Die verhaal van Hanukkah is opgeneem in die eerste boek van die Makkabees, wat deel is van die apokriewe boeke. Die fees van toewyding word in die Nuwe Testament, die boek Johannes 10 vers 22 genoem, maar hulle het nie vreeslik uitgewy nie. Hulle sê net 8 dae lank moet jy fees vier, maar elke dag steek jy jou kers, kan jy as jy een kersie het, steek jy hom opnuut op. As jy 'n kandelaar het, steek jy die eerste dag aan, dan die tweede dag aan, want hulle het gekyk hoe lank die olie sou hou en die olie het toe vir 8 dae lank gehou. Volle feestyd het die olie gehou, want jy sal nou sien, hulle het eintlik te min olie gehad. Die verhaal agter die fees van toewyding. Letterlik sal julle sien die Jode bid, hulle is letterlik in die woord in. Hulle soek die lig van die wêreld, nee, hulle soek die lig van ons Maker, Yeshua Messia wat vir ons gesterf het, want hy is ook die afstammeling van Abba Vader wat vir ons mens geword het en onder ons kom leef het. Om net te dink, hy het onder ons kom leef. Vader gee sy seun wat mens word en kom leef onder ons. Voor die jaar 165 leef die Joodse volk in Judeë onder die heerskappy van die Griekse koning van Damaskus. Gedurende hierdie tyd het die, help gou Mike, King, ook daai king se naam is baie moeilik, nê, maar daai koning het in gedurende daai tyd, het hy letterlik gegaan en hy die Griekse Syriër koning beheer oor die tempel in Jerusalem geneem en die Joodse volk gedwing om hulle aanbidding van God, hulle heilige gebruik en lees van die Torah te verlaat. Hy dwing hulle. So daai koning is gestuur deur die duiwel om dit te kom doen. Om hulle van die Torah af weg te vat en op verkeerde weë te leer. Dit is ons riglyn, ons 10 gebooie is ons riglyn. Moeilike name in die Bybel sal jy altyd kry. Hy het hulle aan die Griekse god laat buig. Kyk hoe lyk daai Griekse god Zeus, wat die valse Jesus is. As jy daar sal sien Zeus, kyk bietjie, dis hoe sy lyk. Zeus, ek spreek hom Zeus uit, Zeus.
So ons soek nie vir Zeus in ons lewe nie, ons soek die ware Messias wat in daai tyd in die tempel beweeg het. Nou vandag vra ek jou, hy moet in jou tempel beweeg. Hy moet hier beweeg. Volgens die Griekse rekord het hierdie koning Antonius die vyfde die tempel besoedel deur vark op die altaar te offer. En varkvleis is nie vir ons om te eet nie. En sy bloed op die heilige skrifrol te mors. Dink gou as iemand nou 'n vark slag en ek kom gooi bloed op jou Bybel. Jy's woedend. Dis wat ons doen as ons sonde doen. Ons tree op soos varke. Ons maak die woord van Vader as niks af nie. Dit klink lelik wat ek vanoggend sê, maar baie mense daar buite kan. Hulle vat die Torah weg, hulle vat die hartklop van God uit die Bybel uit weg. En hulle kan nie tot inkeer kom nie want hulle het nie 'n resep na heiligmaking nie. Hulle leef doelloos rond. Hulle sê nee, ons kan maar net uit genade leef, ons kan maar sonde doen soveel ons wil. Dis nie waar nie. As jy 'n kind is van Vader, is nie eenmal 'n kind van God, altyd 'n kind van God nie. Jy moet toegewyd wees. So vanoggend praat ek met jou om toegewyd te wees aan die Skepper van die hemel en die aarde. Ons kan nie net leef sodat ons heilige skrif oneer aandoen nie. As gevolg van ernstige vervolging en heidense onderdrukking, het 'n groep van die Joodse broers onder leiding van Juda Makkabees besluit om 'n leer van godsdienstige vryheidsvegters op te rig. So hy gaan lê nie, hy weet wie gaan saam met hom met die geveg in. So hy bring 'n leer bymekaar. Hierdie manne van vurige geloof, nee, wankel nie, vurige geloof en loyaliteit teenoor God het die bekend geword as die Makkabees. 'n Klein groepie van krygers het vir 'n jaar met krag uit die hemel geveg tot 'n wonderwerk oorwin en bevryding vir die Griekse Sirius beheer. Hierdie wonderwerk van die langdurige olie verduideliking waarom die Hanukkah menorah vir 8 agtereenvolgende nagte verlig word. Jode herdenk ook die wonderwerk van die olievoorsiening deur olieryke kosse te maak soos latkes en die belangrikste deel van Hanukkah te vier. Latkes lyk maar net soos 'n donut as jy hom gaan kyk. Daar's hy. Ja. So jy kan 'n aardappelkoekies gaan bak. Maar hy's ook rond. Hy's ook rond soos wat jou donuts is. So ek sê altyd vir die mense as jy nie kan dit gaan doen nie, kry vir jou 'n pakkie donuts en eet hom. Ek kan hom nou nie eet nie, ek sal bietjie siek word. Ek sal dit maar vermy. So Jesus het die fees van toewyding Johannes 10:22-23. Toe die fees van toewyding in Jerusalem gekom. Dit was winter en Jesus was in die tempelgebied in Salomon se kolonnade. As 'n Jood sou jy Jesus beslis deelgeneem het aan die fees van toewyding. Hy was 'n Jood, hy sou deelgeneem het aan die toewyding. Ons is vandag in die makolyfboom ingeënt en ons is soos 'n Jood. Ons is soos 'n Jood of ons dit wil erken of nie, want ons soek ook net die salwing wat die Jode kry. Ek wil ook die salwing hê. Dieselfde moedige gees van die Makkabees wat tydens intense vervolging getrou aan God getrou was is aan Jesus se disippels oorgedra wat almal sterk wees sou hê as gevolg van hulle ontrouheid aan Christus. Kom ons kyk mooi daai skrif wat almal sterk wees sou hê as gevolg van hulle ontrouheid aan Christus. Met ander woorde, hulle wee is verdoesel, is vergiftig soos die varkbloed op die skrol gegooi is. Jou skrol is jou hartkamers.
Wat lê op jou hartkamers vanoggend? Ja, vat jou 4 hartkamers, dan bid ek Vader, vul dit met bonatuurlike krag wat U moontlik maak. Dat julle harte sal oorloop. Hy sê vir jou, waarvan die hart oorloop, sal die mond vol is, sal die mond oorloop. So kom ons maak ons harte hierdie feestyd vol met toewyding van liefde en brandende liefde. Dis hoekom Diana vir julle elkeen 'n wat gegee het, 'n drukkie gegee. Want sy is ons drukkie mens. En so die bonatuurlike teenwoordigheid van God uitgedruk deur die ewige vlam wat vir die Makkabees brand, word Jesus die vleeslike fisiese uitdrukking van God se teenwoordigheid. Fisies, geestelik, uitdrukking. So moet jy leef. Sy voetspore. Gaan kyk, waar was hy? Gaan kyk waar hy met sy disippels gaan sit. Gaan kyk na die gelykenisse. Gaan kyk na al die genesing wat jy gekry in die Bybel. Gaan kyk bietjie wat het Jesus gedoen as lig van hierdie wêreld om op die aarde te kom woon en lig te word. Die lig van die wêreld wat onder ons gekom het om ons die ewige lig van God se lewe te gee. Hy het nie gekom sommer net, hy kom gee vir ons die ewige lig elke oggend, elke aand, middernag, middel van die dag, net wanneer ons hom nodig het, kan ons uitroep, Abba Vader. En sy seun sit dadelik aan die regterhand en tree vir ons in as advokaat en Heilige Gees kom dadelik en hy lei ons in krag en waarheid. Dis hoe dit werk. Dis hoe die hofsaal lyk. Soos die aanklaer kom om te sorg dat jy as 'n Christen ontrou raak, dat jy sal terugkom na Vader se weë toe. So dis hoekom ons Hanukkah vier en nie die verskriklike God wat agter Kersfees sit nie. Ek moet hom tog eendag vir julle bedien. Ek moes hom eintlik hierdie keer sommer saam met hierdie gebedien het, maar dis nie nodig. Julle weet wat? Die duiwel sit agter Kersfees. So as ons gaan kyk wat Santa Claus beteken Satan. Santa Claus beteken Satan. So dis 'n altaar vir Satan. So ons gaan nie daar nie. Ons 8ste dag fees is jou lamp vol olie. Brand dit in jou sielkamers. Geleentheid, maak klaar met pagan feeste. Maak jou vol met vetterigheid van die olyfboom en mirre, die opstandingskrag en die nuwe geboorte binne in jou. So ek het vir jou wat gemeng? Mirre. Daai hele oliebasis is mirre. So dis belangrik dat ons weet dit sal uitvloei deur ons, in ons, van ons, met ons, tot ons naaste toe. So daar's ons klaar met die hoofstuk. Ons het nie vandag 'n lang les nie. Amen. So ek het hom kort gebring, want help nie ek bring al die lang goeters wat uit die geskiedenis uitkom nie. Ek bring vir jou dit wat Vader in jou lewe nodig het, wat jy van Vader af nodig het. Is om elke dag te sê, laat U lig brand, laat my vyeboom bot, laat my genesing uitsprei, dat die lig van Jesus Christus van Nasaret, wat vir ons die Heilige Gees agtergelaat het, binne in ons sal vloei en ons lei in alle krag en waarheid. So ek verduidelik hom vir julle somme prakties. Het julle al gesien, ek skei nooit God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees nie. Hulle is een. Ek skei hulle nooit nie, want die een kan nie sonder die ander een nie. Want as die bose ons in die regsbanke wil aanvang, is Jesus ons advokaat. Staan hy op en hy stuur Heilige Gees met 'n antwoord. So jy kry jou antwoord om te sê, Vader, hier word ek op hierdie wêreld aangekla vir dit, Vader, maar dit was nooit my obsessie of my poging om verkeerd te doen nie. Ek het dit dalk regtig verkeerd gedoen, maar dit nie so gesien nie.
dan sal Vader jou hart intree en jy weet as jy om vergifnis vra, dan weet hy Yeshua sal vir jou intree. En hy weet sy kind is sy kind en gaan nie verlore nie. Amen. Dankie Vader vir u liefde en die grootheid. Dankie dat ons vandag sommer net kan worship tot die kosie so is, Vader, want dit gaan oor 'n feesviering. En daarom wil ons fees vier en ons wil u loof en u prys in die naam groot maak, sodat die lig binne ons hartkamers weer kan skyn. Wat 'n voorreg, Vader, dat u altyd hier is en dat u ons nooit sal verlaat nie. Nooit, nooit, nooit ons laat verlore gaan nie. U kom ruk ons altyd terug in u hand in. O Vader, dankie dat u die wonde van Yeshua daar gesit het om vir ons te leer om in u hande van lig te kan wees. Dat ons nie net sal wees nie, maar deur u, Vader, die lig van die wêreld vir ons niks is nie, maar dat die lig van hemelse plekke vir ons alles is. Ons loof Vader u feeste wat in, wat ons hierdie jaar gedoen het, Vader. Dankie Vader dat ons die eer gehad het om elkeen te kon deurgaan. Vader, al was daar moeilike tye, het u vir ons tyd gemaak sodat ons die feeste kon doen. Ons loof en ons prys u in u wonderlike naam. Abba Vader, ons Elohim, Immanuel, God met ons. Amen.